Okay, ons gaan verder met ons praktiese module aktiwiteit, nog steeds by 1B, en nou is ons net by die tweede bullet. So hulle wil nou weet, die totale getal inskrywings vir elke kategorie, so dis nou skilder, teken, beeldhou, gemengde media, en dan sê hulle vir jou wenk, selekteer hierdie reekse en wat ook al. So, jy selekteer jou opskrifte, en weer eens, jy hou control in, en jy selekteer jou totale. Nou kan ons sê inset, en ons wil nie 'n persentasie hê nie, want hulle sê vir jou uitdruklik in die vraag, die totale getal inskrywings. Onthou, dit is nie ietsie wat oor 'n tydperk verander, soos reënval of stok maak het of enigiets soos dit nie. Ons wil vergelykings doen. So dan weet jy, met 'n grafiek is dit dan nou jou staaf of jou kolom of jou balk grafiek. So jy selekteer jou data, jy gaan by jou insert tab, charts, en ek hou nie daarvan om net hier uit te kies nie, ek hou daarvan om by my see all charts of my charts groups drop-down list te gaan. Hy gee gewoonlik vir jou die standaard grafiek wat jy moet gebruik heel eerste. So, 'n kolom of 'n balk grafiek is in Engels 'n clustered column, of ek hou daarvan om te sê 'n clustered column. Okay, so daar is hy en ek sê okay. Daar het ons om. So nou sê hy vir jou right, hier is nou my verskillende media's, daar is die aantal, dat ons mooi kan sien watter media, of wat ook al jy dit nou wil noem, watter tipe kuns is die mees gewildste. Maar, nou het jy nie jou opskrif saam geselekteer nie, so jy het nie 'n chart title nie. Ek dink dit is maar die moeilikste van 'n kolomgrafiek. Daarom sê hulle vir jou by hierdie vraag, die titel van die grafiek moet totale inskrywings per kategorie wees. So as jy nou na jou grafiek kyk, en ek wil net groter maak, dat jy net 'n bietjie beter kan sien, dan sal jy sien, hier so staan chart title. Wanneer ek op hom klik, is daar amper soos 'n tekstboksie, so ek selekteer wat ook al daar binne staan, en ek begin net tik. Totale inskrywing, yes, like it, inskrywings per kategorie. Julle moet my maar verskoon asseblief, ek gee RTT, ek gee nie Afrikaans nie. Okay, daar is my opskriflyn. Nou kyk ek na hierdie grafiek, en enige wiskunde boffins aan vir my sê, ja, maar juffrou, jy is heeltemal verkeerd. Okay, ek weet ek is verkeerd. Ja, ek het my hoofopskrif, maar ek weet nie wat is hierdie nie. Ek weet nie wat is hierdie nie. Jy moet weet, ongeag of jy nou skoon wiskunde het, en ongeag of jy gelets het, jy moet weet wat is die verskil tussen jou X en jou Y-as, of jou horisontale en jou vertikale as. So vertikaal loop op en af, en horisontaal loop van links na regs. Dink aan die C. Ek gaan vir julle 'n prentjie daar sit, dat julle net saam met my kan horisontaal voel, so byt vas. Okay, ek weet nie waar ek nou in is nie, maar ek het C-prentjies. So as jy nou hierso kyk, kan jy sien, okay, daar is wolke daarbo en die C is hier onder. En kan julle sien, daar is soos 'n reguit lyn wat die twee skei. Dit is die horison. So enige keer as iemand vir jou vra, wat is die verskil tussen horisontaal en vertikaal, dink net, horison of horisontaal is die horison, die C. Okay, so nou gaan ons terug. Waar is ons nou? Okay. Nou wil ek hierdie horisontale as en my vertikale as benoem. Weereens, jy klik op die rampie van jou grafiek, jy gaan by die plus om jou chart elements te kry, of jou grafiek elemente. Heel eerste het ons axis, dit is jou asse, hy is klaar getik, axis titles, daar tik ek om. En nou kan jy sien, jy kry by jou vertikale as en by jou horisontale as tekstboksies. So ek gaan eers my horisontale as gaan klik, en ek gaan die tekst binne hom selekteer, en ek gaan hier sê, ek gaan net gaan kyk wat noem hulle dit, ek gaan dit maar net kategorieën, yes, like it, okay, julle kry die idee, kategorieën, okay, en hierso gaan ek het noem, net gaan weer selekteer, belangstelling, of aantal inskrywings, byvoorbeeld. Alright, dit is hoe jy jou asse hernoem. Kyk ook net vinnig, hulle kan vir jou sê, verander byvoorbeeld jou grafiekse hoofopskrif
se fontkleur, Livies, ek hoop jy weet wat is fontkleur, na swart toe. Dan gaan jy nou met my stry en sê, ja, maar dit is klaar swart. Dit is nie. So klik op hom, selekteer hom, gaan na jou Home tab toe, gaan by fontkleur, en klik op swart. Dis maklik, dis basic. Kan julle weet hoe om dit te doen. Jy sal ook sien jou grafiek is by default, wil ek amper sê, altyd in grys. Moet dit nie verander as hulle nie so sê nie, onthou moenie meer doen as wat hulle vir jou vra nie.